Ja, Elma, Ja, dit is 'n dik boek wat jy hier geskryf het. ja, laat ons kyk, hoeveel? 450 dink ek, bladsye. Ja, en 447. dis 'n hele wonderlike wat jy aangepak het, want nie net vertel jy nou die lewensverhaal van Clive Darby-Lewis nie, maar jy het ook, as dit ware, dieper gedelf in die moderne en die mees onlangse geskiedenis van Suid-Afrika, ons meer moderne geskiedenis. En waar die moles vandaan gekom het. Presies, ja. Ja, dit herinner my so 'n bietjie by die lees van hierdie boek. Daar's 'n roman van Garcia Marquez. En ek het dit in Nederlands gelees. Maar hy is eintlik 'n Spaanse skrywer, nee? Hy is 'n Spaanse skrywer, eintlik 'n Meksikaanse skrywer. O, 'n Meksikaanse skrywer. En die titel van die ding is Kroniek van 'n vooraf aangekondigde dood. En Suid-Afrika se geskiedenis, 'n onlangse geskiedenis, is my iets van dieselfde. Jy weet, dit is 'n storie en jy weet eintlik wat die uiteinde gaan wees. Jy weet dat iemand gaan doodgaan aan die einde, maar jy lees nogtans die verhaal om daarby uit te kom. En hierdie is presies dieselfde. Met soveel mense het voorspel dat daar een of ander ramp op die land gaan wag iewers in die toekoms as ons op hierdie trant aanhou. En nou vandag is ons daar. Ons sit met die verval en alles. En dit is soveel mense het dit in die verlede voorspel. Ja. Maar niemand het geluister nie en vandag is ons nou daar. Maar Clive was iemand wat hy wou eintlik hierdie punt van verval en van die oorname van die ANC en die SAKP, hy wou dit eintlik stopgesit het, of hy wou dit keer, en vandaar dis die taamlik drastiese optrede van hom en Janus Wallus. Dis reg, ja. Hy, Clive Darby-Lewis, ek weet nie of hy eintlik by almal bekend is nie. Hy was 'n Afrikaanse Clive Darby-Lewis, het sy pa altyd gesê, en hy het groot geword in die Kaap en in Kimberley. Maar wat hy uiteindelik wou hê, was 'n konfederale stelsel. Met ander woorde, nie 'n sentrale regering soos wat ons vandag het nie, wat nie kan regeer nie in elk geval, maar nie 'n gesentraliseerde regering nie. Met ander woorde, selfbeskikking vir verskillende etniese groepe of kulturele groepe wat voel dat hulle self wil regeer. En dat dit eintlik die oplossing sal wees vir hele Suid-Afrika. Ons het daaroor gesels in die kar vanoggend. Ek het vir Dan gesê, dalk moes ons eers deur hierdie moles gaan om aan ons lywe te voel. Hoe is dit om saam met 'n ander kultuur te probeer leef of onder 'n ander kultuur wat nie kan regeer nie. In elk geval, en dit is uiteindelik waaroor die boek gaan en dit is waaroor ek besluit het om die boek te noem Doolhof van Leuns. Want Leipold skryf tydens die Anglo-Boereoorlog, skryf hy in die Kaap berigte na Nederland oor wat besig is om te gebeur in die Anglo-Boereoorlog. En hy verwys kort na hierdie land van Leuns. Van die Afrikaners in die Kaap, van die akademici en van die politici, hulle wou 'n groot rebellie in die Kaap onderdruk. So daar was enkele rebelle, maar hulle het eintlik almal as individue opgetree. Onder andere my oupa en vaderskant. Maar in ieder geval, ek wil nie ronddwaal nie. Jy kan my terugbring op die spoor. Ja, nou hoe het dit gebeur dat Clive Darby-Lewis so sterk by die politiek betrokke geraak het? Hy het blykbaar van kleins af belang gestel in politiek. En so ook Janus Wallus. Janus Wallus was volgens sy broer, wat nog steeds in Pretoria is, Witold Wallus, was Janus Wallus al polities bewus van 8-jarige ouderdom. Ja, 2010 het ek opdrag gekry van Lapa om die boek te skryf oor Clive Darby-Lewis. En ek het toe kontak gemaak met sy vrou. Hy was geskei van sy eerste vrou. En sy tweede vrou was Gay Darby-Lewis. Sy was van Australië, maar sy het baie belang gestel in politiek. Sy het ook 'n politieke, ek dink politieke bewustheid of so iets, het sy geswat op universiteit. Met ander woorde, hulle politieke belangstelling het hulle eintlik by mekaar gebring.
Hulle het saam begin werk vir die nasionale party. Hy was nasionale party om mee te begin. En hulle het altyd toe later aangesluit by die konservatiewe party. In ieder geval, ek het die opdrag gekry en kontak gemaak met Guy Dabeloos en ek het 29 onderhoude gehad met Clive in Pretoria Sentraal, wat nou die Gossie Mampuru is, maar toe was dit nog Pretoria Sentraal. En 6 onderhoude ook met Janus Wallus. Natuurlik in Engels, want hy het wel 'n Afrikaanse meisie gehad, en hy kon Afrikaans verstaan, maar hy kon nie Afrikaans praat nie. Hy het Engels gepraat met 'n Poolse aksent. Maar dit is natuurlik 'n taamlike omstrede onderwerp, sou ek sê, want ek sien in jou boek iewers haal jy aan uit die Beeldkoerant, ek dink dit was in 2001 of iewers, waar hulle geskryf het in 'n kommentaar of 'n hoofartikel dat Clive Dabeloos en Janus Wallus moet maar verlief daarmee neem, dat hulle vir altyd in die tronk sal bly, en hulle behoort nie te poog om op parool te gaan, of iets van die aard. Kan jy daai passasie onthou? Ja, nee, ek weet nie waar dit staan nie, maar ek het nou gisterand weer gekyk na die boeke. Wat my ook altyd so tref, as mens so na die politiek kyk, as 'n linkse persoon geweld pleeg, dan is dit 'n heldedaad. Byvoorbeeld daar waar ek woon in Johannesburg, naby William Nicol Rylaan. Dit is nou vernoem na Winnie Mandela Rylaan. En net so, ek het by Wits gestudeer en daar was die administratiegebou daar in Braamfontein aan Jurisenstraat, sy naam was Senate House. Maar hy staan nou bekend as Solomon Mahlangu House. Nou Solomon Mahlangu was 'n veroordeelde terroris in Suid-Afrika gewees wat tereggestel is. En ja, met ander woorde, sulke mense is helde. En Chris Hani as sodanig wat ook verantwoordelik was vir die dood van verskeie mense, want hy is ook besig om eintlik 'n terreurveldtog teen Suid-Afrika te voer. Hy word as 'n held beskou, maar Clive Dabeloos en Wallus wat toe ook in die konflik van destyds opgetree het en na hulle goeddinke gehandel het, hulle word eenvoudig net as misdadigers, en ek dink Beeld beskryf hulle ook in hulle berig as die moordenaars. Hulle is die moordenaars. Maar Chris Hani of Solomon Mahlangu en die res, hulle selfs daardie APLA lede wat die onskuldige mense in die kerk doodgeskiet het daar in die Kaap. En eenvoudig net losgebrand het op hierdie gemeente op Sondagoggend met APLA 47. Hulle het amnestie verkry, maar nie Clive Dabeloos en Janus Wallus nie. Jy gaan ook taamlik in op die wêrelde of die Waarheids- en Versoeningskommissie se episode, nie waar nie? Kan jy 'n bietjie meer daarvan vertel? Wel, ek het natuurlik nou net die getuienis gelees van wat Clive gelewer het en wat Janus Wallus gelewer het. En 'n baie interessante opmerking, daar was 'n getuienisleier, 'n advokaat, Kokkie Mshe. En na die hele relaas wat Clive gegee het, waarom hulle besluit het om Chris Hani uit die weg te ruim, hy was leier van die kommunistiese party, as ook leier op daai stadium van Umkhonto we Sizwe, wat natuurlik 'n militante onderdeel was van die kommunistiese party. En ek het my nou bietjie vasgepraat, waarby wou ek nou uitkom? Ja, die WVK. Ja, die WVK. En Kokkie Mshe vra toe na Clive sy relaas, toe sê hy vir hom, maar hoor hierso, as ek nou moet oordeel, dan was julle groot vyand eintlik F.W. de Klerk. En toe tree ek soort van half terug, en ek skryf, op hierdie stadium in tyd moet ek saamstem met advokaat Kokkie Mshe, dat die groot spyker in die doodskis was eintlik F.W. de Klerk. Ek het natuurlik
'n vreeslike groot bibliografie. Ek het 71 boeke moes lees, onder andere moes ek die autobiografie lees van E.W. de Klerk. En iets het my gepla. Ek het die hele tyd vir Skalk, my man, gesê, ek weet nie wat dit is aan die boek nie, ek moet myself dwing om die boek te lees. En skielik, toe tref dit my, hy begin elke sin met ek. Ek het dit gedoen, ek het dit besluit, ek het dit gedoen, ek het nie my kokes genader nie, ek het besluit. Ja, dit is 'n bietjie soos AP Groep B destyds punt van kritiek wat hy teenoor Breitenbach se poësie geuiter het. Hy het gepraat van die ekkerigheid daarvan, die ekkerigheid. Die ekkerigheid, ja, absoluut. Van E.W. de Klerk, maar ek het ook sy biografie gelees, wat die laaste trek of iets van daar. En die ding wat my opgeval het, ek dink enige opgevoede mens of iemand wat matriek het. The last track, A New Beginning. Ja. Ja, maar ek het dit ek het die Afrikaanse weergawe gelees. Ja. Maar Ja. nêrens in die boek is daar enige verwysing na 'n ander boek of 'n aanhaling van selfs 'n ander politikus of 'n staatsman of enige iets nie. Dit is absoluut net hierdie soort amper 'n platvloerse vertelling oor sy lewe en dit lyk nie vir my asof hy oor enige insig in enigiets en hy het nooit jy kan nie boeke lees en nooit iets aanhaal. Ja, Dit lyk presies. vir my asof hy in sy lewe nog nooit 'n boek gelees het nie. Dit was die enigste afleiding wat ek kon maak. Ja, As ja. ek iets skryf, na 3 paragrawe, dan het ek aan 10 skrywers gedink wat iets soortgelyks gesê het of iets van die aard van wat iewers sou ek 'n gepaste aanhaling kon vind om nou dit te verduidelik wat ek wil sê. Maar jy kry nêrens by E.W. de Klerk hoe genaamd enige idee dat hy bewus is van die miljoene boeke op aarde wat al geskryf is nie. Dis reg, ja. Ek kom nou net hier by 'n plek, daarby was daar die vaag gestelde vraag van meneer de Klerk vir 'n mandaat om verder te onderhandel oor 'n moontlike nuwe grondwet. En ten spyte van meneer de Klerk se belofte dat hy enige wysigings van die grondwet eers voor die blanke kiesers vir hulle goed of afkeuring sou lê, het hy sonder die toestemming van die blanke kiesers die land onwettig aan die ANC-SAKP alliansie oorgegee. Die blanke meerderheidsstem van 68% wat aan die media uitgebasuin is, was 'n leuen. Doodeenvoudig omdat dit nie moontlik was nie. As daar 'n behoorlike berekening gedoen was met inagname van gefabriseerde stemme, sou die syfer heel waarskynlik minder as 50% gewees het. Maar dit is nie gedoen nie. Ja, en dan sê hy verder, ek onthou, ek was ook teleurgesteld met Dr. Andries Treurnig se besluit om deelname aan die referendum van 17 Maart 1992 te ondersteun. En ongelukkig vir Suid-Afrika het die KP nie na die verdagte uitslaa die bedrog in die hof betwis nie. En die koel was hier die kerk. Maar wat vir my ook interessant was in hierdie deel oor die KP was dat die KP was verdeel daaroor of hulle hoegenaamd aan die referendum moes deelneem of nie. En ek dink die dagbestuur was 24 lede op die dagbestuur en 12 het gestem vir deelname aan die referendum en 12 het daarteen gestem. Maar toe het Dr. Andries Treurnig sy beslissende stem gebruik om te sê nee, die KP behoort deel te neem. Okay. Ja, hier kom ek nou weer by ietsie wat hy sê oor die KP. Hy sê die grootste voordeel van die KP-beleid op daardie stadium is dat dit oorheersing van een volk oor 'n ander heeltemal sou uitskakel. Die deelnemende state sal selfs teen mekaar begin meeding en dit kan net voordelig wees vir die hele streek of vir diegene wat deel is van die konfederale struktuur. Clive kyk na my en glimlag skeef. Nou ja, dit het nie gebeur nie en nou lê ons almal in hierdie land onder die gevolge. Dit kon anders gewees het. As 'n nagedagte sê hy, telkens tree ontnugtering na vore. Dit laat my onwillekeurig dink aan die joernalis Chris Lou, wat die middag van 10 November 2009 na bewering selfmoord gepleeg het deur hom met 'n AK-47 te skiet. Op 18 November
Ja, die joernaliste, ek het my professionele lewe begin as 'n joernalis, so 2,5 jaar, joernalis, verslaggewer. En ons is 'n siniese spesies. Jy glo nie dadelik wat jy sien nie. In ieder geval, op 18 November 2009 skryf hy onder andere die volgende in beeld. Gereduseer tot 6%. Ons mense is gatvol daarvoor om vermoor te word. En dan verwys ek nie net na haataanvalle in ons huise en op ons plase nie, dit ook ja, maar ek praat van die listige moord op taal, kultuur, geskiedenis, waardes, selfs menswees. In die 15 jaar van demokrasie het Afrikaners bykans uit die openbare oog verdwyn. Ons deelname aan die openbare lewe word stelselmatig afgetakel om ons aandeel in die bevolkingssamenstelling te reflekteer. 6%. Dit is wat ons standpunt vandag werd is. 'n druippunt. Hy het maandag 14/07 in 'n e-pos aan Tim Du Plessis, redakteur van Beeld, geskryf: Ek is net gatvol. Daar is nie sin om voort te ploeter nie. Eerder vroeër dood as later. Du Plessis het hom vergeefs gebel en ge-SMS. Chris Lou het as joernalis die politieke prosesse in Suid-Afrika waargeneem en weergegee. Clive Derby-Lewis het midde in die politiek gestaan. Clive hy is blykbaar vervreem van sy eerste vrou. Dit het op hulle egskeiding uitgeloop. Ja. Die feit dat hy juist so betrokke was by Politiek, ja. En haar naam was Christine. Dis reg. En blykbaar, ek het ook in jou boek gesien dat aanvanklik van die media, ek dink die Nasionale Party media, het toe probeer om die feit dat Clive geskei is van sy eerste vrou teen hom te gebruik om hom so al swart te smeer of ja. Maar toe het sy vrou, sy gewese vrou, het toe gesê, nee, dit is niks wat haar man gedoen het nie, dit is as maar net dat sy gevoel het dat hy so betrokke by die politiek dat hulle nie meer 'n huislike lewe het nie, en daarom het sy gedink dit is maar beter dat hulle baie moet skei. En toe het hy agterna nou by Guy Derby-Lewis uitgekom. As gevolg van hulle gesamentlike belangstelling. Ja, en maar hy was ook haar tweede man, want haar eerste man, John, is glo dood aan kanker. Maar wat vir my interessant is, wat jy ook daar iewers noem, is dat Bezos, wat is George Bezos? George Bezos, ja. Ek verwarm altyd met Jeff Bezos van Amazon. Ja, nee, George Bezos, ja. Ja. Hy sê iewers dat hierdie mense van die KP is maar 'n bietjie dom, maar Guy Derby-Lewis, sy is die slim een, sy is die intellektueel, en sy is die werklike vyand wat hulle beveg. En kan jy 'n bietjie kommentaar lewer oor Guy as 'n persoonlikheid? Ja, nee, sy is 'n uitgaande persoonlikheid gewees. So jy het altyd geweet waar jy met haar staan. Maar nou baie interessant. Clive en Janus het besluit toe hulle begin saam sweer het, wat ek nou maar sê, om Chris Hani, om iemand te vermoor. Voor hulle nog besluit het op Chris Hani, het hulle gesê, vir mekaar gesê, ons sê vir ons vrouens niks. Want Janus Wallus het 'n Afrikaanse meisie gehad in Pretoria. En hy het ook besluit om niks vir haar te sê nie. So Guy het nie geweet daarvan nie. En Clive sou haar nie vertel het nie. Want hy het haar ook geken, haar uitgaande persoonlikheid, en sy het alles uitgeblaker wat sy geweet het, en dit was niks met wat betrekking gehad het op die sluipmoord wat hulle beplan het nie. Ja, hy het haar geken. Maar as 'n mens nou oor iemand soos Clive Derby-Lewis se identiteit moet praat, kyk, hy was Engelssprekend, want jy sê ook in die boek dat die Nasionale Party toe voor die skering gekom het met Dr. Trenex en sy groep, het hom ook gebruik om in die Engelssprekende gebiede veldopte te voer
en mense het van hom gehou want hy Ja, ja. goed En gepraat het. vriendelik en hoflik, ja. Ja, hoe sê jy, was hy Engels of Afrikaans, of hoe sê jy hom beskryf, sy identiteit? Was hy 'n Afrikaner? Weet jy, sy ma was Engelssprekend en sy was uiters Engelsgesind eintlik. En sy het vir Jan Smuts gewerk destyds met een van sy politieke stryde wat hy gevoer het. Maar sy pa was ten gunste van hy het altyd gepraat van ons Afrikaanse Dabielose, hoewel hulle ook Engelssprekend was eintlik. Maar Clive het vir my gesê, hy het in Vryburg het hy onder die boere begin werk, onder die plaasboere. Hoekom praat ons van plaasboere? Interessante storie. Want die hoofletterboer is 'n Afrikaner, is 'n boer. Maar in ieder geval, onder die plaasboere het hy begin werk en hy het vir my gesê, Elma, jy weet, die Engelse is net geïnteresseerd in geld. En dit is wat my afgestoot het op die ou end. Hy sê, want die boere, die plaasboere, die Afrikaners, hulle stel belang in ander dinge. En dit is waar. Dit is so, ja. Oor die algemeen, ek sê nie daar is nie ek het ook so grypsugtige Afrikaners nie. Dis 'n bietjie van die punt af, maar ek het ook so 'n gesprek want my ma se familie, dis 'n lang storie, maar hulle is ook Engels, maar eintlik was my ooms eintlik het hulle Afrikaans groot geword, maar hulle het in die ooste van Johannesburg gaan woon, Engelse vrouens getroud en dis hulle ook nou maar vir Engels. En my niggie, ons het so 'n gesprek gehad. Sê ek vir haar, ons het nou Engels gepraat, sê ek vir haar, ja, dis nie 'n mooi ding om te sê nie, maar as ek kyk na die Engelse kultuur, dan draai dit oor 3 dinge, en ek dink dit sluit aan ook by die soort amptelike ANC-kultuur wat ons destyds tans ervaar, en as jy in Engels klink dit amper beter om dit op te som, dit is greed, status and booze. En dan 'n gierigheidsstatus en drank. En dit is waar dit gaan. Jy moet soveel geld as moontlik hê, jy moet so hoë status as moontlik bekleed, en dan moet jy drink. Jy weet, en om jou gewete te sus. Ja, waarskynlik, maar daar is 'n soort, en ek dink ongelukkig in ons land het hierdie Engelse drankkultuur ook so posgevat, dat ja, 'n klomp van ons mense is ook aan drank verslaaf, en alkohol is 'n geweldige probleem in Suid-Afrika, Ja. en maar dit is ook deel van, jy weet, die kroeg of die pub, en om te gaan drink, jy weet, toe ek in Parys in Frankryk gewoon het, ek en my vrou 'n klomp Engelse daar rond geloop ook, en hulle het ook Vrydag aand in die kafee, dan drink hulle, en drink ernstig. Ja. So maar dis interessant, dis Ja. Clive Dabielose het gevoel, hy pas nie daarby in nie. Presies, hy het homself vereenselwig met die boere, met die hoofletter. In ieder geval, ek het hom gevra op 'n stadium, want kyk, die galg het oor hulle koppe gehang vir 'n ruk. Dis ongelooflik, die passasie daar wat vir my aangegrypend was, waar jy skryf van hoe, wel dit was regter, die hoofregter van die Transvaal, Elof, Ja. wat hulle ter dood veroordeel. En die uitspraak, die aanhalings uit sy uitspraak het waar, en dan vra hy vir hulle, het jy enigiets te sê? En elkeen van hulle het geantwoord, daar Clive en Jan het gesê, nee, ek het niks te sê. Wat moet hulle nou sê? Hulle het nie om genade gesmeek of enigiets. Nee. Hulle was albei bereid om galg toe te gaan. En het natuurlik 'n geweldige hoë prys betaal. Dan kyk, hulle praat van Mandela se 27 jaar in die gevangenis, maar Janus Waloes was langer as 27 jaar. Ja. Dit is ook 'n interessante storie. Ek sal teen die einde daarby uitkom, maar in ieder geval, ek het vir Clive gevra, hoe voel hy oor die dood? En toe sê hy, ek dink die mens is so ingestel dat hy nie dikwels aan sy eie dood dink nie. Die lewe gaan immers oor die lewe, nie die dood nie. Buitendien is ek nie paranoïes nie. Dis eers later, na ek die voorval met die los voorwiel met verskeie mense bespreek het, o ja,
daar was 'n sluipmoordpoging op hom gewees. Dit is nou die losvoorbeeld waarna hy verwys. Dat ek begin dink het dit kon moontlike aanslag op my lewe gewees het. Natuurlik het ek en Gay dit ook bespreek. Ons het tot die gevolgtrekking gekom dat dit seker maar deel van die politieke lewe is. Clive se laaste frase refrein in my kop, toe ek terugry, dat dit seker maar deel van die politieke lewe is. En dit laat my dink aan George Orwell, wat ek weer onlangs gelees het. In power politics, there are no crimes because there are no laws. Daar's geen wette nie en daarom is daar geen misdade nie. Interessant, nie? Ja, dis 'n interessante aanhaling, maar jy sê dat daar 'n aanslag op sy lewe was. Ja. Maar ek weet nie of jy iewers in die teks ook genoem dat kyk, daar was een van hierdie ANC terroriste, 'n vrou, my naam is Shirley Gunn. Weet jy van haar? Nee. En sy daar in Kaap groot geword. Haar ouers het van, ek weet nie, eers in Noord-Afrika hierheen geïmigreer, 2 Engelse, en sy is baie trots daarop dat sy sê, ek het nooit enige blootstelling aan Christus nasionale onderwys gehad. Sy was op Engelse privaat skole en katholieke skole, en sy het toe agterna by die ANC aangesluit en sy het opleiding in sowel die Sowjetunie as Kuba ondergaan. En toe sy teruggekom en toe sy begin om bomme te stel daar in die Kaap rond, en onder andere en sy, want sy het so 'n paar jaar gelede het sy haar is daar 'n soort van 'n boek gepubliseer waarin een hoofstuk gaan oor haar. En daar was 'n bekendstelling in Johannesburg, net soos nou hier by in Life Books soos die ding. En toe sy maar sy vertel daar met smaak in haar teks hoe sy in 'n taxi die bom vervoer het en dit toe gaan stel het. Daar was 'n vergadering in Seepunt waar Gay en Clive gepraat het. En sy het die bom daar laat afgaan en toe sy die knoppie druk om dat die bom afgaan, toe sy uitgehardloop en in 'n taxi gespring en hy het daar weggeneem. En toe sy niemand het ooit totdat die Waarheids- en Versoeningskommissie gekom het niemand geweet dat sy verantwoordelik was vir daardie bom nie. Maar blykbaar daar was 'n boekeraad in die voorportaal van die saal waar die vergadering plaasgevind het. En die slag van die boeke het toe in die mense binnekant beskerm teen die slag van die bom. As dit nie was vir die boekeraad nie. En het gepraat van die belang van boeke. As dit nie vir daai boekeraad was nie, dan sou sowel Clive en Gay in daardie bomontploffing gesterf het. Dink nie daaraan. Met ander woorde, die gevaar van die politiek en veral in Suid-Afrika. Dis hoekom ek sê dat dis 'n gedagte wat ruk gelede by my opgekom het. Veral toe ek nou 'n bietjie meer oor Hongarye en allerlei Europese lande gelees het. Dat ons geskiedenis in Suid-Afrika is baie vergelykbaar met die in Oos-Europa. Want in Oos-Europa was daar sulke klein soort van kommunistiese sektes wat toe met die hulp van die Sowjetunie destyds dit daarin geslaag het om hulle lande eenvoudig net oor te neem. Want hulle nooit werklike steun by die stembus gehad of enige. Nee, hulle is altyd van buite. Hulle is altyd klein minderhede en met hulp van buite het hulle die land geneem. Presies. En presies dieselfde het met ons. Dis reg. Want as uit eie hulpbronne sou die ANC en die SANK nooit hierdie land verower het nie. Daar was selfs hulle daar was mos in 1968 een of ander konferensie by Ngorongoro, die Ultra-staat daar in Tanzanië. En toe wou die ANC ontbind, want hulle het eenvoudig gesê al ons mense is in die tronk en ons het meer geld nie en wat ook al. Toe sê Joe Slovo van die SAKP, nee, wag 'n bietjie, ons kry nog 30.000 pond per maand of per jaar van die Sowjetunie as 'n ambassade in Londen. En dis genoeg vir ons om aan gang te bly. Maar dis heeltemal 'n ander verhaal. Stadium sal vertel, wat ek graag wil vertel, hoe die ANC eintlik hierdie klein groepie, hierdie klein bende, radikale Engelssprekers in Suid-Afrika,
hoe hulle daarin geslaag Ja. het om hierdie hele plan van hulle te uitvoer. Dis reg, En dit ja. is maar eintlik toeval in baie opsigte, en dat die Swede en die Skandinawiërs veral het hulle die befondsing verskaf om dit reg te kry. Ek bedoel, as ons nie daaraan dink vandag, wel, as die FSA maak nou al klaar geleide oor Afrikaners, maar stel jou voor dat die FSA sou moes die soort geld en militêre steun en terreur en bomme en opleiding en wat ook al sou moes verskaf, wat die Sowjetunie en die Skandinawiërs en veral Swede verskaf het aan die ANC. So hierdie bewind seker nie 6 maande staat staan. Nee. Maar en dis deur buitelandse inmenging wat Presies. Ja. Hier het ek nou regs links, want ek pes eintlik die woorde regs en links, want dit is vir my te eng. Ek bedoel, mense is volksbewus. Jy is volksgesind. Jy's nie regs of links of wat ook al nie. Hierdie dag, dit was 2 Februarie 1990. Nee. Ek wil vir jou 'n storie vertel. Dis Clive se eerste woorde nadat ons Sondag handgeskit het. Gay beduie die gewone en gaan tou by die snoepwinkel. Daar is net 2 mense voor haar, eerder dadelik as hier, eerder dadelik as later, want dit is warm in Pretoria en hoe later, hoe kwaader. Ek haal my notaboek uit, vou hom dubbeld en druk hom plat. Wat 'n storie? My biek is gereed, ek is dol oor stories. 'n Regse storie. Ek stik van die lag. Om een of ander rede is dit vir my verskriklik snaaks. Freud sou hom kon verlustig. Gay kyk om, sy is 'n joernalis en sy kan nou dood van nuuskierigheid. Ek waai vir haar. Clive kyk glimlaggend na my. Ek sien jy vang al die implikasies. Ek weet nie van al nie. Ek weet nie, dis vrek snaaks. 'n Regse storie komende van 'n regse ex-politikus, hoe anders. Ek giggel. Dis die soort gesprekke wat ons onder andere ook gehad het. Dit is nie alles swaar nie. Dit is maar al wat ek wou te kenne gee. So jy sê daar is want deesdae praat mense ook van die Suid-Afrikanisering van die westerse wêreld. Dink jy daar is iets in Clive Dabelow se verhaal wat ook behoort te spreek tot Noord-Amerika, tot Wes-Europa, tot Definitief. en die westerse wêreld. Ja, want hoekom praat hulle van die Suid-Afrikanisering? Ja. Dit is eintlik Islamiete wat besig is om Engeland oor te neem. Maar dit is met ander woorde 'n verandering van kultuur, 'n verandering van beskawing. Ja, ek het vir jou genoem dat ek het nou die dag ook op my Facebook en op my X-rekening was daar ek het 'n artikel gelees van Pieter Brimelow, wat die eerste boek teen onwettige immigrasie in die VSA omtrent 30 jaar gelede geskryf het. Hy is eintlik gebore Brit, maar hy is 'n Amerikaanse burger en trouwens hy is ook al finansiëel geruïneer onder die Biden administrasie. Dit is 'n hele gekompliseerde storie, maar baie interessant was, hy het kommentaar gelewer oor Suid-Afrika in hierdie artikel van hom 'n week of wat gelede. Hy sê die volgende. Juis oor hierdie Suid-Afrikanisering van die VSA, en hy het gesê Amerikaners mag dalk intellektueel en ideologies misluk, net soos ons. Ons kan miskien nou daaroor gesels, het ons ideologies misluk. Hy sê die VSA sal na iets soortgelyks as Suid-Afrika beweeg, met 'n verlamde, geparasiteerde wit minderheid. Wat ook al in Suid-Afrika aan die gang was, daar was 'n samehangende nasie daar. Die Afrikaners, Nederlandssprekende blankes, wat daar woon, sien dit omtrent die tyd toe die pelgrims na Massachusetts gekom het. Want die Amerikaners het ook in die 1600s natuurlik begin, die Amerika se kolonie. Die Afrikaners het daar 'n nasie ontwikkel en 'n staat beheer, later bekend as die Republiek van Suid-Afrika. Maar dit het natuurlik allerhande ander mense binne sy gebied gehad, wat vir hulle 'n ongemaklike probleem was. Alhoewel hulle die staat wel beheer het, is hulle gedwing om dit prys te gee. Uiteindelik het hulle nooit werklik ernstige teenkante teen hul onteiening gebied nie. Hulle het hul staat prysgegee met die gevolg dat Suid-Afrika nou uitmekaar val. En die wit minderheid betaal die belasting wat die hele ding aan die gang hou. Ek het teorieë oor hoekom dit gebeur het. Een is blote omkopery.
ek dink die mynmaatskappye het dalk die Afrikaner leierskap omgekoop. Maar 'n ander rede is bloot ideologiese hegemonie. Suid-Afrikaanse blankes kon net nie die idees formuleer waarmee hulle hulself kon verdedig nie. Nou, dis die nagmerrie scenario hier in die VSA, dat blanke Amerika, dit wil sê Amerika, nie sal kan keer wat hom aangedoen word. Hulle sal nie die leierskap kan ontwikkel voordat dit te laat is. Wat in die Biden-administrasie aan die gang was, soos ek vroeër gesê het, was 'n kommunistiese staatsgreep. Dit was fascisties van vorm, maar kommunisties van inhoud. Maar hier's 'n hele paar punte wat hy hier maak, en ek dink, ons sien dit, die afgang van die Weste gebeur nie soos die afgang van Suid-Afrika. Ja. Maar ek moet sê, ek persoonlik, ek het my eers later daarvan bewus geword, maar daar was weerstand teen die ANC oorname, en ek dink Clive en Ja, nee, absoluut. was twee voorbeelde daarvan, maar ek dink daar was taamlik weerstand, maar daar is nie vreeslik, daar is op geen positiewe manier destyds daaroor berig nie, en die historiese, jy weet, het dit ook nie eintlik na behore verwerk nie. Daarmee saam. Ja. Op pad hiernatoe, op pad om jou te gaan daar, toe hoor ek oor RSG, daar was 'n plaasaanval gisterand in Limpopo. En die 4 aanvallers, swart, was in polisie-uniforms. Maar dit is net vir my interessant dat die plaasaanvalle nog nie tot 'n einde gekom het nie. En daar is 'n gesprek gewees tussen my en Clive byvoorbeeld oor onder andere die plaasaanvalle, en dan trek ek ook 'n boek by wat geskryf is deur of saamgestel is deur Ilse Saltzwedel, Bloedsusters. Ek weet nie wie van julle dit dalk gelees het nie, maar in elk geval, ek verwys daarna, ek gaan nou 'n stukkie lees daaruit. In Bloedsusters, geskryf deur Ilse Saltzwedel, maak die susters Rolien Skutte en Eileen de Jager dit duidelik dat die wreedaardige werklikheid van plaasmoorde onverpoost voortwoed. Wat voel die 2 susters wanneer hulle 'n plaasmoordtoneel skoonmaak? En nou haal ek aan uit die boek. Haat, sê Rolien, sonder huiwering. Asof ek hulle self wil aanrand as ek hulle in die hande kan kry, sê Eileen. Hulle kyk nie meer Afrikaans, hulle kyk nie meer saans TV nuus nie. Die geweld wat hulle in hulle daaglikse werk aanskou, word te veel afgewater en verdraai. Almal dink die aanvallers is in en uit. Skiet die mense en alles is verby, sê Eileen driftig. Niemand dink aan die ure se marteling nie. Ons sien dit in wat ons aantref na so 'n moord. 'n Ou tannie wat verkragt word voor haar man. 'n Ou man wie se hakskeensenings afgesny word sodat hy nie kan loop nie. Daarna word hy tereggestel. En vroue, die aanvallers hou daarvan om vroue keel af te sny of stikkende bottels in hulle vaginas op te druk. Chris Lou skryf sy woorde in 2009. Bloedsusters verskyn in 2011. Beleef sy 3de druk in 2012. Dis nou 2013 en die foltering duur voort. My oë traan en ek stik aan die gevoel van magteloosheid wat my wil oorweldig. Wie almal het ons in hierdie haglike situasie laat beland? Pla hulle gewete hulle af en toe. Wanneer sal mense leer, jy kan nie alles vir almal wees nie. Die globale werklikheid moet desentraliseer in etniese groepe of volke om behoorlik bestuur te kan word. Hoeveel maal moet die verdomde wiel nog uitgevind word? Clive luister stil na my gedempte uitstorting van woede en swetsende frustrasie. Gedemp, want ons sit tussen 'n klomp ander kuiermense in die besoekerslokaal van Pretoria Sentraal. Dis Sondag, dis Junie en dis koud. Clive laat my toe om uit te woed, al is ek besig om ons albei se tyd te mors. Uiteindelik voer hy die gesprek terug na die politiek van die 90's. Voorloper tot die sogenaamde Waarheids- en Versoeningskommissie. Ek gebruik opsetlik die gevraagde woord sogenaamd, omdat die WVK op die ou end in 'n galgeklug ontaard het. Clive hervat. Dis duidelik dat F.W. de Klerk, asook meeste van sy voorgangers, nie 'n benul gehad het dat die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party die ANC se touwtjies getrek het nie.
dat die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party lees ook die huidige ANC se touwtjies op sy beurt deur die buiteland getrek is nie. Vandag is dit algemene kennis dat die ANC uit die buiteland gefinansier is. Wat Clive hier sê, word bevestig in die aanhaling uit generaal Johan van der Merwe se autobiografie, Trou tot die dood toe. In Augustus 1983 het die United Democratic Front, UDF, wat 700 verskillende organisasies saamgesnoer het, tot stand gekom. Vir alle praktiese doeleindes was die UDF 'n front van die ANC, wat dieselfde doelstellings nagestreef het en die Vryheidsmanifest onderskryf het. Maar geslepe ANC wat dieselfde doelstellings nagestreef het en die Vryheidsmanifest onderskryf het, maar buite die nasionale uitvoerende komitee van die ANC gefunksioneer het. Ekskuus, ek sukkel net so 'n bietjie om te sien. Die UDF het ruim skenkings uit die buiteland ontvang wat gebruik is om die massas in verset teen die regering te bring en die ondergrondse bedrywighede van die ANC landwyd uit te brei. Clive voeg by, en as de Klerk geweet het, lê sy verraad veel dieper. Die feit dat die nasionale party deur die buiteland gedwing is om die regering aan die ANC-alliansie te oorhandig, is vandag algemene kennis. Clive bly lank stil. Uiteindelik sê hy, dis nie net in 'n tronk waar 'n mens 'n gevangene is nie. Mense raak gevangenes van hulle eie denke, soos F.W. de Klerk en Key. Dan voeg hy by, hulle kan ook nie onkunde pleit nie, want hulle is uit volksgeleedere deur die KP gewaarsku. Ook nie net deur die KP nie. Die hoofstroom media was nie stil nie. Ek gee net een voorbeeld van vele oor Hani wat militante geluide maak. Die datum was 8 September 1992. Onder die opskrif, Hani slaan die oorlogstrom, minister Pik Botha sê, Bishu bloedbad laat vraag ontstaan of die regering nog hoegenaamd moet onderhandel, berig beeld. En wat beskou kan word as 'n verklaring dat die gewapende stryd hervat word, het meneer Hani gesê, ons mense het 'n les geleer. Hulle gaan nie bevry word deur mooi praatjies en onderhandelingstafels nie. Nou, ja, ek dink, jy seker ook al gehoor van operasie Bula, Ja. want toe Mandela vrygelaat is, die ANC, die verbod op die ANC opgehef is, het die ANC uiteindelik as 'n geleentheid gesien om die land om 'n klomp wapens die land in te bring en om 'n gewelddadige staatsgreep uit te voer. Maar die veiligheidspolisie het dit toe, die veiligheidsmagte het dit uiteindelik gevlei. En eintlik moes al daardie mense van hoogverraad aangekla gewees het. Maar dit het toe nooit gebeur nie, want ek dink meneer de Klerk het dit geveto. Nou, binne daardie konteks, En die doodstraf is afgeskaf. ja, en binne daardie konteks, hoe moet ons Clive David-Loos en Janus Wallus vandag sien? Was hulle, soos deeldaag skryf het nie, blote moordenaars wat getrede moet wees om die gevangenis te sit, of was hulle vryheidsstryders in eie reg, was hulle partisane, soos daar in die Tweede Wêreldoorlog, partisane was oral in Europa wat die Duitse besetting beklei het. Hoe moet ons hulle moreel, eties en polities vandag beskou? Wel, ek kan hulle nie veroordeel nie. Ek dink ons moet hulle beskou as vryheidsvegters, want hulle het, soos ek sê, hulle het saamgesweer, byvoorbeeld, hulle het ontmoet, Wallus het vir Clive ontmoet by 'n vergadering van Eugène ter Blanche. En hy en Clive het toe begin gesels ensovoorts. En ek weet nie by wie die gedagte ontstaan het nie dat hulle 'n sluipmoord moet pleeg nie. Een van die twee nie. Dalk by al twee, dat hulle iemand uit die weg moet ruim om mense tot aksie te skok. Clive het byvoorbeeld vir my gesê, ons het gesoek na 'n manier om die regses, soos wat hy hulle genoem het, die regses wakker te skud, want niemand tree op nie. En as ons dalk iemand doodmaak en ons saai chaos, dan kom hulle dalk aan die beweeg. En dit is... Maar was dit gegrond op een of ander theorie, of politieke theorie, of sielkundige Nee, wat? theorie? Nee, ek dink dit was sielkundig meer as polities, dat hulle chaos wou veroorsaak.
En toe het hulle begin dink nou wie. En Janus Wallus, omdat hy van kleins af onder 'n kommunistiese pole het hy groot geword en sy pa se ondernemings is kort in die wiele gery. En hy het 'n wrok begin opbou teen die kommunisme. In elk geval, sy pa en sy broer het toe besluit om Suid-Afrika toe te kom te emigreer, omdat Suid-Afrika 'n nie-kommunistiese land was, haha. Maar in ieder geval op daardie tydstip. En toe het hulle eintlik vasgestaar teen die kommunisme. Met ander woorde, hulle wil 'n kommunis uit die wêreld maak, uit die wegruim, ja. En Janus Wallus het toe gesê Chris Hani. Hy wil Chris Hani doodskiet. En omdat hy leier was van die kommunistiese party en van die militante vleuel om Kontowesi. Ja, as ek nou hierdie vraag... En dit het toevallig gebeur eintlik, want hulle het nog nie op 'n datum besluit nie. Maar om terug te keer bietjie na die morele en etiese status van hulle daad. Ek het eendag 'n gesprek gehad met oud-generaal Chris Thirion, toe hy nog 'n restaurant bedryf het, die werf was nie. Is dit? Ja. En hy het my te vertel dat terwyl want hy het iets met die spesmagte oor te maak gehad in die ou weermag. En hy het my vertel dat hulle het op 'n stadium wat Chris Hani het 1 keer per maand Maseru toe gevlieg van die saak af. En dan het hy in 'n sekere huis daar gebly vir 'n naweek of iets van die aard. En hulle het alles, die militêre inligting het alles daarvan afgeweet. En hulle het reeds die spesmagte gestuur en soos hy dit stel, die toerusting was reeds daar. So hy was in hulle vizier ook? Hy was in hulle vizier ook. Maar toe hulle nou moet oorgaan om tot die daad om 'n aanval op die huis uit te voer oor 'n naweek, die Constant Viljoen dit blykbaar gegee toe, want hy sê nee, maar daar's 'n vrou en 'n kind in die huis ook en hulle mag daar seer kry. Nou as ons in vandag se situasie kyk, waar Israel bombardeer 'n hele gebou met 90 mense, maak 90 mense dood, omdat hulle waarskynlikheidsmodel vir hulle sê daar's dalk 'n Hamas lid ook in die gebou op daai stadium, maar hulle gee nie om 89 mense dood te maak om een persoon sogenaamd uit te haal daarin. En hierdie risiko wat hierdie vrou met die kind verteenwoordig het, op daardie stadium was genoeg vir Constant Viljoen om te sê nee, hulle moet dit liewer nie doen nie. Maar ek wonder nou, indien die spesmagte met 'n bevel van die ou regering van Constant Viljoen Chris Hani destyds sou doodgemaak het, sou dit as 'n moord beskou gewees het? Jo, weet nie. Nee, ek dink daardie geval sluipmoord, seker ja. As die staat dit uitvoer, dan is dit mos nie moord nie. Die staat mag mos mense doodmaak. Ja, jy weet, die spesmagte of die geheime diens of wat ook al. Niemand word agterna van moord aangekla omdat hy 'n bevel uitgevoer het nie. En ek dink dit was ook die grondslag min of meer van die WVK. En eventueel ek wil sê, omdat niemand Dr. Treurnig het nie spesifiek die bevel gegee aan Clive David-Lewis en Janus Wallus. Nee, dit was uit te voer nie. En daarom omdat hulle op eie houtjie opgetree het, daarvoor is hulle aanspreeklik, terwyl die kaders van die ANC en APLA en PAC presies kommunistiese partye wat ek al, hulle kon maak wat hulle wil, want hulle het sogenaamd onder bevel gestaan van hulle leiers. Ja. Maar wat baie interessant is dat hulle nog nie besluit het op 'n datum nie. Hulle het wel besluit op Chris Hani. En op die spesifieke Sondag, dit was die 10de April 1993, toe sê Janus Wallus in Pretoria vir sy girlfriend, ek sê net maar girlfriend, omdat hy Engels praat. In ieder geval, hy wil deur Johannesburg toe ry, want hy wil gaan karate doen. Hy het karate geneem in Rosebank in Johannesburg. En hy ry toe deur en toe hy daar kom, toe is die karate plek toe, vir die paasvakansie. Toe besluit hy is nou in Johannesburg. Hy kan net sowel 'n rekkie gaan doen in Boksburg. En hy ry toe deur Boksburg toe, en toe hy in Hani se straat afdraai, toe sien hy maar daar draai Hani se Toyota in by sy huis. Daar was geen muur of heining voor nie. En hy hou toe stil end agter hom en kyk wat aangaan.
En hy ry toe stadig vorentoe en toe sien hy, maar hier klim Hani weer, hy het uitgeklim en toe klim hy weer in. En hy ry verder. En met Janus Wallus agter hom aan. Toe het Hani na die Spar toe gery daar naby om te gaan Sondagkoerante koop. En hy kom toe met 'n klomp koerante terug, in elk geval ry toe terug. En Clive hou, Janus Wallus hou toe weer stil en kyk wat gebeur. En Chris Hani klim uit. En soos Janus Wallus dit vir my in die tronk gesê het, Elma, I didn't want to shoot him in the back. So I called him. I said, Mr. Hani. And he turned around and I shot him twice in the chest. And when he fell down, I walked nearer and then I shot him behind the ear twice. So it was 4 shots. In ieder geval later het hy vir my gesê, Elma, I can't understand why the police asked me, but it was 3 shots. I told them, no, it was 4 shots. Who did the shooting? I did. In ieder geval, dit is maar sommer nou net 'n stukkie afdwaal. Maar die punt is, hy het die skote afgetrek, hy het op daardie datum vir Chris Hani doodgeskiet. En wat hom laat besluit het om hom dood te skiet, is Hani het gewoonlik leibwagte gehad, 8 tot 12, juis omdat hy ook in die vizier was van ander mense ook. En daai dag was hy sonder leibwagte. Wat later uitgekom het is, hy het 'n rendezvous gehad, Chris Hani, met 'n lugwaardin van Lesotho, Koekie Ndungwane. En dit is dit is waarom hy sonder uit sy leibwagte afgegee. En nou ja, daarom was hy sonder leibwagte en is hy toe doodgeskiet. So hy het eintlik gemaak daarna. In ieder geval, mevrou Harmse, wat ook in die straat gebly het die betalje gesien deur haar venster. En sy het toe die polisie gebel en Janus Wallus is in hegtenis geneem binne 20 minute op die snelweg. Ja, en dit is natuurlijk 'n ontsettende reaksie destyds in die media ontketen en ja. En ek dink dit is seker hoekom die ANC staat so lank geneem het om wel en eintlik onder dwang uiteindelik na soveel hofsaake vir Clive Dawie en uiteindelik ook vir Janus Wallus. Ja, dat was 'n geweldige haat. Ja. Haat teen hulle, ja. Uiteindelik die wet betree deur hulle so lank in die gevangenis onthou. Ja. Maar wat my ook tref is die verskil of die kontras of die juxtaposisie tussen hoe mense die Hoofstroom media dan, of miskien selfs die Hoofstroom kundiges, kyk na hierdie sluipmoord en hoe hulle kyk na die sluipmoord op Dr. Verwoerd. Want ek dink Dr. Verwoerd sluipmoord destyds was selfs 'n groter gebeurtenis in die land gewees. En dit is 'n geweldige, dit is 'n ontsettend, dit was 'n ontsettende trauma vir die hele land en vir die Afrikaners in die besonder. En vandag is daar mense wat Stavendas en dit probeer regverdig en wat hom as hy held probeer voorhou, omdat hy Verwoerd daar in die parlement doodgesteek het, ja. Nou, ek vra myself, ja, sit ons dan nie weer met die ou verhaal van dubbele standaarde, daar's een standaard vir links, ja, nee, daar's definitief. Standaard vir regs. Daar's definitief dubbele standaarde. Maar geweld pleeg. Ja. Hulle mag maar sluipmoorde pleeg. Hulle mag maar terreur soos die gang met die bomme geplant en daarin. Ja, want hulle word onderdruk. Want hulle is links. Terwyl aan die regtervleuel as enige iemand geweld pleeg, dan is hy moordenaar en en 'n onmens en jy weet, eenvoudig net wat sou mens sê? 'n verworpeling, ja. 'n monster. Ja. Nou. Ja. Ja. Nou, ek dink miskien ons sal lees Tron se fliek met daardie naam. O ja. Ja, dit is een van die 44. Ja, en ons is net 44 wat Afrikaans praat. Ja, die 44 wat Afrikaans praat. Ons is nou nie die ander 44 wat saam met kopdoek werk nie. Ja,
Oei, jemmal, dit is so snaaks. Hulle het oorlede, maar so jy sê hulle, en dis seker ja, die boek gepubliseer het, ego hulle persoonlikhede en hulle daad nog steeds, dink jy, in ons politiek en in ons gemoed vandag in Suid-Afrika of Nou, die dubbele standaarde is nog steeds daar en die leuns is nog steeds daar. Ja, maar in ieder geval, wat die boek ook interessant maak is die addenda. Met ander woorde, die Sandrivier Konvensie, die Sandrivier Traktaat wat onderteken is, boer versus Afrikaner, ja, daar was 'n lang korrespondensie tussen Nederland en Engeland voordat die vereniging, die vrede van vereniging geteken is. Daar was 'n groot gestorie. En jy sal dit eintlik kan lees, want jy lees Frans lekker vlot. Hulle praat van die Boers, die aanbod behels 11 punte en die skrywe word in die benaming boer 11 keer en uitsluitlik genoem. Met ander woorde, die Nederlanders het net geweet dat die Engelse teen die boere veg. En die boere met 'n hoofletter. So dit was 'n soort mens, ja, blanke mense, maar in ieder geval 'n soort mens teen wie hulle oorlog gemaak het. En die Vredesverdrag van Vereniging is gesluit tussen die Engelse regering en die boere met 'n hoofletter. Afrikaners het nie daarbey ingekom nie. Nou kan 'n mens vir jouself afvra, maar kan ons onsself Afrikaners noem vandag? Moet ons nie self onderskei en sê ons is eerder boere nie? Ja, maar dis 'n bietjie. Ja, ek het daardie al die hoofstuk 39 gelees wat jy gesê het ek moet lees. Ja. Maar ek gaan nie saam met jou. Nee, wat? Nee, ek dink nie dis nodig nie. Ag, dit is 'n lang gesprek, maar jy weet die hele Afrikaner beweging van die 20ste eeu. Ja. Is rondom die begrip Afrikaner. Dis reg. Afrikaans gevoer. En jy kan nie die hele 20ste eeu Nee. Jy weet uitvee uit die geskiedenis nie. Nee, ek stem saam, ja. Wyk Lou vir jy verwys op baie na. Ja, hy's een van my helde. Ja. En daar's daai beroemde passasie van Paul Kreer hoor. En na die Nama Juba waar hy gesê het, weet waar hy gepraat het van die prys of reis soos die son deur die môrewolke en dan sal dit wees soos in die FSA in Afrika vir die Afrikaners tot aan die Zambesi. Dit was hulle sê lyk vooruit. So toespraak geskryf, maar dit was 'n toespraak van Ja. En daar noem hy homself Afrikaner. Ja. Van homself boer gepraat. Ja. Ek dink nie ons Nee wat? Nee, dit is 'n nuttelose debat. Skil. Ja. Nee, dis net interessant. In Frankryk, die Franse hou daarvan om na hulle self te verwys. Hulle, jy weet, is 'n bietjie grappiger wys as die Galliërs, want hulle voorouders was Galliërs. Ja. Jy weet, maar hulle noem hulle in Frans is ook 'n sin as jy sê Gallies in Frans, dan beteken dit eintlik Frans, want almal weet dit was eers Gallië onder die Romeine. Ja. Teen Keiser geveg het. Toe ek op hoërskool was, moes ons Keiser se Galliese oorlog in Afrikaans vertaal. Saam en so in toetse en as ons dit nie reg gekry het nie, dan is ons stukkend geslaan deur die Latyn onderwys. Maar nou so, dit is my bietjie so Galliër en ja, nee, absoluut. Die een is histories en wat ook al, maar dit is nie vir my twee verskillende identiteite nie. En ek weet nie in Pretoria is nie mense wat argument daarvoor uitmaak dat daar twee identiteite is. Ek weet hulle kan my nie daarvan oortuig nie. Regtig nie. Ja. Daar's 'n logiese Nee, dit is net 'n interessante feit. Hulle op daai stadium het hulle net geweet van die Engelse wat teen die boere beklei. En daarom het waarom toe dat destyds kyk dat die wêreldmedia, die koerante en alles het oor die Tweede Vryheidsoorlog geskryf. Ja. En die term wat hulle toe gebruik het, die term wat die Engelse gebruik het, was ook the Boers.
En vanuit die Engelse media het dit na die res van Europa En selfs Japan, ek het julle vertel van haar Japanse joernalis. Mense gepraat het van die boere. Ja, Want hulle was letterlik ook die boere wat daar op die platteland geboer het. ja, daar is 'n Japanner, 'n Japanse joernalis wat ek aanhaal. Ek kan nooit eintlik die woorde aanhaal sonder om te wil huil. Want hy lui sy gesprek in, "Oh my beloved boers." En dan is ek weg. Ek is net weg. Want hy vergelyk hulle, die boere, met hulle onafhanklikheidsstrewe, dat hulle oor hulle self wil regeer, dat hulle taal wil handhaaf, en hy vergelyk hulle met die Engelse wat net agter die geld en die goud aan is. Oh my beloved boys. Ja, miskien kan ons ek weet nie hoe lank die gesprek nog moet aangaan. Ek weet nie, ja. Hoe lank is ons al in die gang? Okay, goed. O. Maar ten slotte kan ons, Jawel. miskien Die agenda is aan die einde van die boek. kan miskien die vraag stel. Kyk, destyds was ons die helde van die wêreld in 1900. En toe agterna het ons wanneer in die 70, 80 jare het ons die muisonde van die wêreld geword. En want ek dink die Britse media was nog altyd in die Afrikaanse kant, en ek sluit eintlik die Nederlandse media daarbey in by Britse media. En ek dink ons media, ons Western media in Afrikaans is ook in sekere opsigte verbrits sedert 94. Maar kan ons dalk vandag sê dat die wiel nou eintlik weer gedraai het en dat ons besig is om weer die helde van die wêreld te Ja. Ja, net soos ons in 1900 was. Trump het ons daar geplaas, Ja. ja. Dis nou weer 'n storie vir 'n ander dag. En dan, kyk ek as student letterkunde gestudeer het, daar so iets, baie ingewikkelde goed, maar daar's een van die kodes in 'n verhaal, wat ek dink Franse literaire teoretikus, die naam Roland Barthes, het dit die semiese kode genoem. En dit is en dan, soos wat die verhaal ontvou, en aan die einde, as jy by die ontknoping uitkom, dan herinterpreteer jy die hele verhaal. En jy lees dan die gebeure en sekere optrede van die karakters op 'n ander manier, want jy weet mos nou wat die slot van die verhaal. En dis ook vir my asof ons dalk binnekort die meer onlangse gebeure soos die sluitmoord op Bani ook sal moet herinterpreteer in die lig, wel, daar gaan nie 'n slot aan die einde wees nie, maar van hierdie geskiedenis van ons geskiedenis nie, maar daar gaan 'n nuwe situasie wees wat daar eintlik op 'n manier reeds is, en dit veroorsaak dat ons alles wat vooraf gegaan het, gaan moet herinterpreteer. Ek is hier by 'n interessante dingetjie wat ek gou wil lees. Ek dink aan Clive David en Janus Wallus as die groot skurke van die verhaal nie, maar as twee mense wat amper op 'n desperate manier mense wou wakker maak. Ja, mense wou wakker maak en wou weerstand bied oor wat hulle gesien het as 'n ramp wat die land gaan oorkom. Ja. En dit het ons te oorgekom, maar nou ja, soos ons vanoggend gesê het, dalk moet ons daar deur gaan om te besef. Ek dink iewers iemand ook Nietzsche aangehaal waar hy gesê het, daar is nie iets soos, veral wanneer die geskiedenis kom, daar is nie iets soos die waarheid nie, daar is slegs interpretasies. En weet ons dit nie vandag. Ja, hoorie, iets interessants wat ek hier wil lees, ons word dikwels beskuldig van laartrekkery. Selfs die laartrekkery dateer uit die groot trekke of volksverhuisings van die Germaanse voorouers van die boere. Gustav Priller haal die volgende aan uit T. Hodgkin, Italy and its invaders. We see the Goths in their great
round encampment of wagons, which they called a carriage, and with which the Dutch kinsmen in South Africa have made us familiar under the name of Lagerkamp. Lagerkamp, seker. Die immigrante boere het georganiseerd begin laar trek na moorde deur die Matabele op gesinne en families wat alleen kamp opgeslaan het in die veld. Interessant, nee. Ja, ek dink ons Ja, ek sukkel ook soms om aan myself nie as Afrikaner te dink, want ek dink op 'n manier is ons ook Europeërs, ja. Europeërs en Eurokaans, want 'n Fransman het eendag vir my Facebook of eers gesê, Afrikaner, Eurokaner is alles dieselfde. En nou dat jy praat van die laar, die eerste mense wat laars gebruik het in Europa was Jan Hus se volgelinge in Tsjechië. My genigte, ja. En, Nou hier praat hulle van die Germane wat laar getrek het. Precies. Ja, Ja, dit was iets wat uit Europa gekom het. ja, Ek was nou 2 keer oor die afgelope 2 jaar in Praag in Tsjechië. Die eerste keer in my lewe en daar's 'n monument daar vir Jan Hus, want hy het op die brandstapel gesterf. Die Katholieke Kerk, dit was 'n soort van die vroeë protestantisme, het hom ter dood veroordeel en hy het op die brandstapel gesterf op hierdie boek waarvan ek nou in die vertaling wat ons gedoen het van ja, middeleeuse 'n roman wat afspeel in die moderne Nederlandse roman wat afspeel in die middeleeue, die omgang, word hierdie teregstelling van Jan Hus beskryf in boeke hoe hulle brandstapel aansteek en al die Ja. So ja, dit is iets wat ons uit Europa gekry het. Precies. En laar trek. Ja. Dit is eintlik 'n fantastiese ding. Dit is 'n so vindingryke manier van verdediging. Ja, wat absoluut. ons met sukses in hierdie land toegepas het by Bloedrivier. Ja, ja. Ek wil vinnig net ter allerlaaste lees, net na die ondertekening van die Vredesverdrag van Vereniging. Generaal Botha meen tog dat hulle dalk die reg het om een of ander artikel te skrap, want die burgers in die veld het die reg om hulle onvoorwaardelik oor te gee. Lord Milner sê dat die burgers dit natuurlik kan doen, maar die dokument van die Britse regering kan nie verander word nie. Om dit kalk op te stel. Heer Milner het gepraat. Hou jou bek en teken. Watter heer het in die 70s, 80s en 90s gepraat? Nadat hulle onderteken het, die dokument was geteken, alles was stil in die vertrek, waar daar voorheen so baie gepraat is. Nog het almal 'n oomblik stil gesit. Toe staan die lede van die regering van die nou gewese republieke asof verbuister op om die saal te verlaat. Einde van storie. Ja, baie dankie, Alma. Baie dankie, Dan. Is daar enige vrae? Ek sal try om te beantwoord, of as ek nie kan Dan dalk. Jep. Andre. Twee vrae. Hierdie boek gelees van R.D. Johnson, South Africa's Brave New World. Ek haal hom aan, maar uit 'n ja, hy's een van my bibliografie. Ja. Maar die ander ding is ek het Johnson, ja. Johnson. South Africa, Brave New World, the beloved country since the end of apartheid, Penguin Books. Jep, hy's een van my. Nou, hy is natuurlik van mening dat daar die ANC stawig het mekaar aangeval en uitgewis oor poste uiteindelik. En Chris Hani was bestem vir die minister van verdediging. Hulle was ook bang hy word dalk president voor Mandela. Ja. Minstens hy minister van verdediging. En as hulle daaraan dink, die het ryk geword aan uit die minister uit die
verdedigings sektor. Dit was Zuma. Zuma het skatryk geword uit jy onthou die wapenskandaal waarvoor hy nou nog nie in die tronk sit nie. Presies. Daai goed is nog steeds daar. Maar goed, dis so net vir 'n inleiding. O, ek dink nou net aan iets. Nee, ekskuus André, praat klaar. Ja. Ek onthou tot Piet Rudolf. Ja, Hy het ook die bynaam gehad Piet Skiet Rudolf, ja. Vir my eendag vertel dat onthou jy hulle was hy in Kootbota was betrokke by 'n bomontploffing hier by 'n laerskool in Pretoria. 'n Ander ding waarby hy ook betrokke was by aanval op die wapenarsenaal hier by Kortrek en Hoogte. Ek onthou so iets, ja, in die nuus. En hy by die DTK van erken dat die wapen wat gebruik was om Hani te vermoor, is die wapen wat hy daai arsenaal gekry het. Maar jy het my natuurlik nou gesien wat Hy het nog nie daai wapen. Nee. 'n ander wapen gehad. Ja. So was die altyd oor die indruk gewees. Die wapen wat hy verklaar daarmee Jose gegee het, Ja. was die wapen wat gebruik was om Khazani te vermoor. Ja, nee, dit was nie. Want omdat hulle nog nie besluit op 'n datum nie en dit eintlik toevallig gebeur het. Ek dink dat die Rudolf het geweet van die aanslag wat kom op Khazani en Nee, weet jy, ek onthou nou, hy het nie geweet, dit gaan Khazani wees nie. Nee, Clive het hom genader en gesê hy soek 'n ongelisensieerde wapen. Ja. En hy het nie ingegaan op hoekom nie. Piet het dalk ook nie gevra nie, ja. Wanneer was daar in jou en Clive se gesprekke ooit sprake van sy bekering van Katoliek na? Ja, ek gaan daarop in ook. Ja. Want hy Ek het in die jare net na die Papiesdag het ek baie met Clive saamgewerk. En dis interessant. ek dink dit is 'n bietjie later gebeur. Ja, Hoewel ek nooit sy geloofsopregtheid in twyfel getrek het nie. hoegenaamd kon betwyfel nie, maar daar is my 'n klein elementie van assosieer met die Afrikaner. Ja. Weet jy, Clive het vir my gesê, uiteraard kan 'n mens nie op alles ingaan nie, jy weet. Maar Clive het vir my gesê, toe hy toegesluit word, die eerste ding wat hy gedoen het is, Elma, ek het op my knieë gegaan, nee, ek het op my knieë neergeval, en God gevra, om my te ondersteun, in die tyd wat voor lê, wat hy nie geweet het hoe lank dit gaan wees nie. Ja. 'n Aansluitende opvolgvraag. Ekskuus tog? 'n Aansluitende opvolgvraag. Het Clive op 'n stadium te kenne gegee of hy koue skouers gekry het binne die KP waar hy woon? Ek vra dit Ja. want daar is bepaalde parallelle tussen Clive, hulle se moord op Hani en Koos Botha se skole word. Ja, Die Koos is uitgewerk buite. ek sien. Maar die herkoms, die oorsprong vir die daad, Ja, was in Koos Botha se geval toe die ANC uitspraak gemaak oor skole wat oorgeneem gaan word. ja, Die hele KP Caucus daai dag op die koerant voorwat staan voor 'n skool hier in Pretoria, die hoofskrif oor ons dooie liggame. ja, Toe gebeur daar iets, en ek kan nie nou vir die oomblik onthou wat nie. ja, Wat Koos oortuig het, hulle was nie opreg na die uitspraak. aha, Die direkte reaksie van Koos en die paar manne waarvan ek een of twee se name ken, ja, wat ons gehelp het, was hulle wil die land wakker skrik, hulle wil die KP wakker. ja, hulle wakker maak. Dat is die einde van hulle pad. Ja, Op vertrouwens is hulle erg verwyd en verwyd. ja. Weet jy, Clive Hy het, het soveel respek geplaas gehad, weet ek, ja, my persoonlike belewing. ja, Hy sou nie die opdrag gegee. Maar hy het baie respek vir Clive. ja, Nou, rondom veral hulle parool,
was daar twee aspekte baie belangrik. Die owerhede wou hê hulle moet opregte berou betoon en hulle moet sê wie opdrag gegee. Ja, Hulle het eintlik nie geglo, dit was Clive alleen. Wallace het maar help, Clive was die man wat gewees. hoewel, Wallace het die sneller getrek. Ja, 4 keer. Feit is, Ja, het Clive ooit te kenne gegee, dat hy van elders 'n opdrag gewet of iets van die aard. nee. Nee, dit was hulle twee en hulle twee alleen. Ja. En hy het nooit verwys na mense wat hom verwerp het nie. Ek dink hy was, weet jy, hy was nie 'n skinnerbek nie. Ja, glad nie. Ja. Nee, ek dink om dit nou platweg te stel, hy sou gevoel het dit is 'n kinderstorie. Ja. Ja. Dis net Chris Hani se vrou wat glo dat dit nie net Ja. Ja, Limpo. daar are ander mense ook betrokke wat bedoel. Ja, nee. Dit is ANC graad. Ja, ek dink sy was ook nie sy was ook nie te beïndruk met haar man met sy skelmpie wat hy gehad het. Die dag toe hy geskiet is nie, want ek bedoel, toe was hy sonder leiwagte. Om een rede, en dit is omdat hy sy skelmpie gesien het. Hulle was in die Holiday Inn, die Jan Smits Holiday Inn. Cookie in Dongwane. Ja, nee, ek kan maar haar naam noem, want haar naam is in die boek ook, en haar naam was in Sunday Times, so. Cookie is bekend. Ja. Daar nog enige vraag? Ek het nog nie so klaar gelees nie, maar wat ek ook geval dat mense soveel spek geplaas op die lees gehad, dat hulle nie sou alles kan doen. Dalk dink jy mense is beter as wat hulle is. Nee, wat, as hulle hom sou verwerp het, sou hulle hom verwerp het, maar hy was 'n uiters hoflike mens. Soos ek sê, my geswets daai oggend het hom heel waarskynlik baie ontstel. Ek lui die hoofstuk in deur te sê, ek dink nie Clive hou van 'n vrou wat swets nie. En ek het nou al swetsende hier aangekom, omdat ek so ontstel was oor 'n plaasmoord, jy weet. So, al die joernaliste swets maar so in hulle, wanneer hulle alleen is. Dan is nog nie vraag? Dit praat ons van counterfactual. Wat indien dit nie sou gebeur het. Het hy ooit besin daaroor oor wat sou gebeur het indien hulle aan die doodgeskiet het of indien daar is nie gevang het nie? Het hy Nee, hy het eintlik nooit bespiegel daaroor nie. Maar hy het net geweet, ons stuur op 'n ramp af. En ons beleef die ramp. Ek bly in Johannesburg. En ek loop elke oggend baie vroeg om fiks te bly vir die verhoog, want ek is 'n klomp verhoogproduksies. En dan tel ek vullis op in ons straat, net in ons straat. Elke oggend nuwe vullis. En dit bevestig by my die wete eintlik dat twee kulture wat so verskil van mekaar dat jy nie kan sien dat vullis 'n plek onnet laat lyk, vuil laat lyk, nie esteties laat lyk nie. Dat twee sulke kulture kan nie saam woon nie, kan nie saam regeer nie. En ek bedoel, hulle kan nie regeer nie, dit is baie duidelik. Ons het, ek het nog gister betoog, vir water in Melville en Westdene, op die hoek van Vierdelaan en Mynweg, 'n groot deurry. Ons het daar betoog oor water, vir die tweede keer. Jy onthou mos 6 maande gelede? Ja. Wasserloos, ons is waterloos. En toe was ons 2 dae, die koudste 2 dae in hierdie hele winter, was ons sonder krag ook.
Ek het gaan kookwater haal by my dogter hulle in Randburg. Ja, ons is Ja. sonder waterstand. Ja, Daar's een pyp wat net almekaar bars. Elke 10 dae dan bars hy en dan maak hom reg en ons is weer weer water en dan bars hy weer. ja. So regeer is nie, op 'n westerse manier, is nie Maar moontlik nie. verwys nou ook na Pieter Brummelhuis se uitspraak dat ons nie werklik 'n idee verdedig het nie. Was Clive bewus daarvan dat ons van die ideologiese stryd. Kyk die ANC praat altyd van die ideologiese terrein van stryd. Nee, hulle is verskriklik bewus van propaganda, idees, ideologie en so terwyl die Afrikaner is my meer 'n pragmatis. Weet ek dink die ou regering het gedink, langs oor die land werk en alles die polisie hou, dan gaan alles maar net aangaan. Ja. Hulle het nie gedink hulle gaan op die terrein van propaganda en ideologie gaan hulle die onderspit delf. Jy weet, hulle sê, ja, dit is nie so belangrik nie, jy weet. Maar dis uiteindelik, Ja, maar was ja. Clive daarvan bewus? Ja. En ons het daaroor gepraat, want ek was op Tuks gewees saam met 'n vrou wat met Wynand Malan getroud is. En Wynand Malan was baie goeie vriende met F.W. de Klerk. En hy het gesê, F.W. de Klerk dit was nadat hy by ons begin kuier het en ander idees opgetel het. Toe sê Wynand vir ons, maar F.W. de Klerk het gedink alles sal maar net voortgaan soos normaal, want almal soek mos maar dieselfde dinge in die lewe. Elektrisiteit, watervoorsiening, 'n goeie skool vir jou kind ensovoorts. So dit was die geval. Ja, Met Clive, hy was wel daar. hy was wel daarvan bewus, ja. Maar F.W. was nie daarvan bewus nie. F.W. het gevoel ons gaan maar net voort soos business as usual. Ja. Ja, want kyk, ek het nou by die Wits gestudeer het, jy weet, jy het in die eerste jaar begin met inleiding tot Karl Marx en dan tweede jaar en daar's kapitaal. Jy weet, so, jy weet, dan moet jy nou Marx en Lenin en al hierdie goed doen, jy weet. Ja. Terwyl my vrou het op tikkies studeer en sy sê vir my, hulle daar in die staatsleerklas vir hulle sê, man, leer nie die aantekeninge vir die eksamen, nie boeke lees nie, dit sal jou net deur mekaar maak. Ja, hulle het dit letterlik vir hulle afgekondig. My genigtig. Boeke lees nie, dit sal jou net deur mekaar maak. Jy weet, so die een benadering hyper-ideologies en die ander benadering, jy weet, in die aantekeninge wat hulle seker moes nou leer was, hoe werk die regering, hoe werk die komitees, die partystelsel, die koukesstelsel, die wetgewende gesag en al daai goed. Jy weet, dit was alles net 'n praktiese, pragmatiese kennis wat die studente moet kry. Hulle het van die ideologie, en veral die vyandse ideologie, het hulle niks geweet nie. En vandaar dink ek vandag die resultaat. Terwyl die Russe natuurlik, hulle in hulle geskiedenis natuurlik ook 'n geweldige ideologiese revolusie en 'n letterlike revolusie deurgemaak. Maar ek bedoel, mense is bewus van hidden agendas. Ek kyk nou hier na my bibliografie. John Pilger se Hidden Agendas wat ek gelees het. Daar's versteekte agendas in al die lande se politiek. En dan Anna Politkovskaya. Sy is van kant gemaak deur Putin. Nothing but the truth. Nee, nee, ons kan nie. Nog iets van hy gehoor? Soos is klaar. Baie dankie dat jy opgedaag het en vir hierdie gesprek. Ja, dit was heerlik geweest. En en laat ons die geskiedkundige gesprek en debat voortsit, want ek dink dis iets dis ook 'n veld waar die Afrikaners sleg verloor het is in die geskiedsskryf. Hulle praat mos altyd daarvan dat die geskiedenis is herskryf en dit is letterlik die geval, maar ons wil hom weer van voor af aan herskryf. En dalk is hierdie boek die begin daarvan. Ons hoop so. Ja. Baie dankie Dan. Ek sien ons het water gekry. Ja,